Goeienaand. Dis Sondag aand 8 Maart 2026 en welkom dat u vanaand ingeskakel het by Huis van Wonderwerke. Maar kom ons sluit eers die oë in gebed. Here, baie dankie vir die voorreg wat ek het om vanaand die woord te kan saai. Here, my gebed is in hierdie middaguur, Here, dat die woord op vrugbare grond sal val en dat dit vrugbaar en vrug sal dra, Here. Ek wil bid en vra, Here, dat U met elkeen sal wees wat nou hierdie woord hoor, dat dit inslag sal vind, Here, en dat dit 'n verskil sal maak. Dat elkeen wat dit hoor, Here, sal weet dat hulle is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat hulle die krag gee. Ek dank U daarvoor. Amen. My boodskap vanaand is eenvoudig. Hoe sien jy jouself? En dit is nogal 'n snaakse vraag om te vra. Hoe sien jy jouself? Sommige van ons vanaand sit met 'n baie sterk selfbeeld en selfvertroue straal uit jou uit. Jy's 'n positiewe mens en niks in die lewe kry jou onder nie. Jy's 'n sterk mens. Negatiewe kritiek val van jou skouers af. Dit het nie impak op jou nie. Maar dan weer aan die ander kant is daar diegene wat nie 'n baie sterk selfbeeld het nie. Hulle wat maklik afgekraak voel. Mense wat negatief raak oor hulle self. Mense wat negativiteit oor hulle self uitspreek. En dit is nie wat God wil hê nie. Ons as kinders van God word so maklik deur die duiwel om die bos gelei en dan breek hy ons af en hy vat ons grond toe. Maar die duiwel het geen reg nie. Hy het geen krag op nou. Jy's nie 'n skoothondjie vir die vyand nie. Hou vas aan God, want dis wat God vir jou wil hê. Hy wil hê dat jy oorwinnaar moet wees. Moenie vir 'n oomblik dink dat jy beteken niks vir God nie. Het jy geweet dat God jou baie lief het? Die woord sê dat hy het jou geken en lief gehad nog lank voordat jy in jou moeder skoot gevorm is. Moenie vir 'n oomblik dink dat God jou nie lief het nie, want hy het. Ek het nuus vanaand vir jou. Dit maak nie saak hoe mense jou sien nie. Dit maak nie saak hoe mense van jou praat nie. Dit maak nie saak wat mense van jou dink nie. Wat saak maak, is hoe God na jou kyk. Wat saak maak, is wat God van jou dink. 2 Korintiërs 3:18, hy sê die volgende, hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê, terwyl ons in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, dan word ons verander. Amen. 2 Korintiërs 6:17 en 18 sê, ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. 1 Johannes 3:1 stel dit baie mooi. Hy sê, hoe groot is die liefde wat die Vader ons opgerig het, dat ons kinders van God genoem moet word.
En dit is presies net dit wat dit is. Kan ek dit weer vir jou vanaand sê? Hoe groot is die liefde wat die Vader ons opgerig het, dat ons kinders van God genoem moet word. En dit is wat ons is. Ons is kinders van die lewende God. En dis iets wat jy nooit in jou lewe mag vergeet nie. Net daar waar jy sit vanaand. Ek wil jou uitdaag. Sê dit hardop vanaand. Ek is 'n kind van God, want dit is wat ek is. Jy moet onthou, God is baie lief vir jou. Hy ontferm hom oor jou. En hy waak oor jou. En vanoggend het ons gehoor dat ons is mede-erfgename van God. En daarom kan ons in sy heerlikheid deel. Kan julle die boodskap onthou vanmôre van Pastoor Des? Ons is mede-erfgename van God. Romeine 8:17 sê die volgende. Hy sê nou as ons kinders is, dan is ons erfgename van God en mede-erfgename met Christus. As ons in sy lyding deel, sodat ons ook in sy heerlikheid kan deel. Het julle mooi gehoor? Het julle geluister wat die woord hier leer? Ons is mede-erfgename van God, die Vader. Is dit nie awesome nie? Dit is so mooi. En ek is so dankbaar om dit te kan sê. Ek is 'n mede-erfgenaam van God die Vader. Die skrif gaan verder. Hy sê, en omdat ons mede-erfgename is, beteken dit vir jou en my die volgende. As ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en om ons van alle ongeregtighede te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Wat sê die woord van ons? Maak jy foute? Ja, dis menslik. Ons maak foute. Maar weet jy wat? God is groot. Hy is 'n waarmaker van sy woord en hy vergewe jou en hy sal jou dra. Hy wil jou oorwinnaar maak want hy is lief vir jou. Nou, hoe weet ek dan dat God het my losgemaak? God het my vrygemaak. God is lief vir my. Daar's 3 puntjies. God sien jou as vergewe. Omdat jy sy kind is en aan hom behoort, neem God al jou skuldgevoelens weg. Hy dink glad nie meer daaraan nie. Hy hou ook nie jou verlede teen jou nie. Die Bybel is duidelik dat God sien jou regverdig, omdat die dood van sy seun jou sondes gereinig het. Is dit nie awesome nie? Omdat jy sy kind is en jy aan hom behoort. Amen. Die Bybel sê dat hy gaan nie jou verlede teen jou hou nie. Hy spreek jou vry. Daniël 9:9 sê, maar die Here ons God ontferm hom oor ons en vergewe ons, selfs al het ons teen hom in opstand gekom. Gebeur dit nie soms met ons nie? Iets kom jou pad langs, iets val verkeerd, en dan vra jy, dan sê Here, maar ek dink nie jy het my meer lief nie. Here, hoekom laat jy hierdie dinge toe? Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom moet hierdie goed my pad langs kom? Nee, God het jou vergewe. God is vir jou lief. Al kom ons in opstand
van tyd tot tyd. Ons is lief vir God en God is lief vir ons. Moenie toelaat dat jou sondes en jou foute jou van God af wegdrywe nie. Kies om sy vergifnis te ontvang en weet dat hy jou sonde verwyder so ver as die ooste van die weste. 1 Johannes 1:8 leer ons, hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. Almal van ons sondig op die een of ander manier. En dit maak dat ons Jesus nodig het, elke dag van die pad. En omdat jy 'n kind van God is, 'n kind van die lewende God, het jy 'n voorspraak by die Vader. Moet ek nooit vergeet nie. Die tweede puntjie wat ek wil aanraak vanmiddag, is God sien jou as verlos. Nou kan jy my vra, maar pastoor, wat is 'n verlosser en hoekom het ons 'n verlosser nodig? Die Bybel vertel ons dat almal van ons is sondaars. Ons het almal slegte dinge gedoen. As gevolg van ons sonde, kom God se woede en oordeel ons almal. Die enigste regverdige straf vir ons teen die sonde is die oneindige, ewige God. En luister mooi, die sonde se prys is die dood. En dis hoekom jy 'n verlosser nodig het. Soms twyfel ons aan ons redding. Handelinge 2:21 sê, elkeen wat my naam van die Here aanroep, sal gered word. Jy kan in vreugde lewe, omdat Jesus die straf vir jou sondes betaal het, sodat dit met ewigheid by God in die hemel kan spandeer. Die verleiding van die sonde is nie iets waarmee ons ooit klaar is nie. Dikwels, in 'n onbewaakte oomblik, slaan die versoeking toe. En dit kan maklik met jou gebeur, soos wat het met Petrus gegaan het. Petrus het gegly, maar God was genadig, en hy is genadig oor elkeen van ons. En omdat hy ons sonde en ons ongeregtighede vergewe, sien God ons as verlostes. Is dit nie awesome nie? Die derde puntjie, God sien jou as hoop. Nie as rykdom nie. Hoop is gebaseer op God. As jy hoop swak voel, onthou dan, as kind van God, dat jou Vader is sterk. As jy God se volle aandag op hom fokus, sal jy hoop hê. Die psalmdigter waarsku ons, moenie die magtiges onder julle vertrou nie. Moenie op die mens nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom. Hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Moenie op die mens vertrou nie. Die mens gaan jou afbreek. Die mens gaan jou te neergedruk maak. Die mens gaan jou negatief maak. Maar God gaan dit nie doen nie. God gaan jou omarm
en hy gaan vir jou sê, goeie en getroue diensknegt. Hy gaan jou seën, en hy gaan jou salf, en hy gaan jou help, en hy jou positiwiteit gaan deurkom. Jeremia 29:11 sê, want ek weet, watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, omdat julle op 'n hoopvolle toekoms te gee. God se woord leer ons in Hebreërs 10:23, laat ons onwankelbaar vashou vir die hoop wat ons bely, want hy wat beloof het, is getrou. Die woord sê, God is nie 'n mens, dat hy sou loeg nie. As God sê, dan sal dit so wees. Hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Nou luister mooi vanaand. Daar is net een persoon wat vir jou hoop kan gee. En daardie een is God. Anders as mense sal God jou nooit teleurstel nie. Hy maak nooit 'n belofte wat hy kan nakom nie. Hy is getrou. Hy is ewig en sal steeds en altyd dieselfde bly. Al het al die dinge rondom jou in mekaar gesak en in mekaar gestort, sal die hoop bly. Want God is die weg, die waarheid en die lewe. Plaas jou hoop op God. Hy is die bron van hoop. Dit is so maklik. Hou vas net aan God en hou vas aan sy beloftes. Erken elke dag dat God jou hoop is. Moenie jou hoop op 'n mens plaas nie. 'n Mens gaan jou teleurstel. 'n Mens gaan jou afbreek. 'n Mens gaan jou negatief maak. Hou vas aan God. Want dit is waar jou krag lê. En ek wil graag afsluit met die volgende. Van een ding kan elkeen van julle wat vanaand hier luister, baie seker wees. En dit is, dat as jy God aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, en as sy gees in jou woon, dan is jy meer as 'n oorwinnaar. En is jy tot alles in staat deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Kan ek dit vir jou weer sê? Ek wil hê jy moet dit kliphard sê, daar waar jy nou sit. En dit is as jy God aangeneem het as jou persoonlike saligmaker. En as sy gees in jou woon, dan is jy meer as 'n oorwinnaar. En is jy tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Nou soos die Engelse sê, kom ons recap net so bietjie. Kom ons gaan draai net so bietjie terug en ons kyk 'n bietjie na hierdie gedeelte. Moet nooit weer negatief wees nie. Moet nooit weer negatiewe dinge oor jouself uitspreek nie. Moenie vir jouself sê, ek is 'n loser nie. Moenie vir jouself sê, I will not make it. Moenie vir jouself sê, ag, ek is 'n ellendige mens, ek gaan dit nie maak nie. Nee, jy is nie. Jy is 'n koningskind. Jy is duur gekoop deur Christus Jesus. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur God wat jou die krag gee. Ek wil jou vanaand bemoedig en ek wil vir jou sê, as die duiwel op jou skouer kom sit en hy wil vir jou sê, ag man, luister, jy's 'n no good. Luister. Nee. Vra vir jouself, hoe sien God my? Hoe sien God my? Vyand, get lost, gaan weg van my af. Jy het geen reg, jy het geen mag, jy het geen krag oor my nie. Maar hoekom kan ek sê, ek is 'n oorwinnaar? Hoekom kan ek sê, dat Jesus Christus het my vrygemaak? Eerstens, omdat jy sy kind is, en hy jou sondes vergewe het.
Tweedens, omdat jy sy kind is, en jy kan sien God, en God sien jou as verlos. Derdens, omdat jy sy kind is daar vir jou hoop. Kan ek dit vir jou weer sê? Omdat jy sy kind is jou sonde vergewe. Amen. What a wonderful feeling, om te weet, dat God het my sondes vergewe. Omdat jy sy kind is, sien hy jou as verlos. En omdat jy sy kind is daar vir jou hoop. So my boetie en sussie, wat leer ons vanaand? As die vyand jou weer wil aftrek, of om jou te vertel van jou tekortkominge, of om jou negatief te maak, dan wil ek vir jou sê, jy is meer as 'n oorwinnaar, deur Christus wat jou die krag gee. Gaan vertel vir die vyand, hy het geen reg nie, hy het geen uitspraak in jou lewe nie, en sê vir hom, jy is 'n mede-erfgenaam van die lewende God, en dan sal hy van jou wegvlug. Amen. Kom ons sluit die oë in gebed. Here, baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het, Here, om net weer 'n bietjie te kan stilstaan, om na die skrif te kyk, Here, om te kan sien, dat ons, Here, is meer as oorwinnaars, deur Christus Jesus, wat ons die krag gee. Here, dankie dat ek kan weet, Here, dat U het my verlos. Here, dankie dat ek kan weet, Here, U het my gered, Here. Dankie dat ek kan weet, Here, U het vir my hoop gegee, en hierdie prys betaal, Here. Dankie daarvoor. Here, ek wil bid en vra, Here, dat U nou in elke hart wat vanaand na hierdie boodskap luister, 'n krag, Here, 'n nuwe stroom van energie gaan gee, dat hulle sal weet, Here, by hulle God is alle dinge moontlik, Here, en dat hulle meer as oorwinnaars is, deur U wat hulle die krag gee. Dankie daarvoor, Here, en ek sê vir U baie dankie, in Jesus wonderlike naam. Amen. En amen. Wees geseënd, tot volgende keer. God bless.